Goed, so skryf asseblief af, want ek gaan nou vir jou wys hoe lyk dit in die handboek. Julle sin is daarom in kleur, maar dis vreeslik breedvoerig vir dit wat jy moet weet. Nee, so intermolekulêre kragte, wat hier belangrik gaan wees is, 'n tussenatoomkrag is 'n elektrostatiese aantrekkingskrag. Dit gaan oor elektrone. Intermolekulêre kragte, en dan wys hulle vir jou baie mooi prentjies daaronder. Jy het op die volgende bladsy hoe die fases van 'n stof sal lyk. So daar's 'n vaste stof en 'n baie mooi patroon, 'n vloeistof en 'n gas. En ons gaan meer oor ons intermolekulêre kragte en die invloed daarvan op hierdie fases praat môre. Hier is 'n opsomming, maar baie moeilik. Hier is as jy met ione werk. Hier as jy nie ione het nie, en dan het jy daai oudjies. Ek hou meer van my opsomming. En dan begin hulle met ion dipool. En hulle gaan na die van der Waals, ion geïndiseerde dipool. En hulle gaan na van der Waals se dipool en 'n waterstofbinding en waterstofbinding, en as daar allerlei goedjies is, ek hou daarvan dat hulle my atome gebruik, molekules gebruik het. Dipool, geïndiseerde dipool aan die onderkant van bladsy 40 en bladsy 41 is daar nog. Prentjies wat stil staan, myne gaan beweeg. Bladsy 42, die laaste bladsy, wys hulle weer vir jou 'n paar mooi prentjies. Jy kan, as jy klaar na my geluister het, gaan kyk of daai vir jou sin maak. Hier onder 'n tabel wat jy soms kry, jy moet kan sê, as jy kyk na helium, wat se bindings is daar? As jy kyk na koolstofdioksied, wat se bindings is daar nie? Dis die tipiese vraag wat ons jou gaan vra. Ek wil net eers begin by, wat het ons gister gedoen? Dit klink amper soos interatomiese kragte. So gister en die Sonder om te kla, Jan, live van voor dit, asseblief kan toe kom met jou tas. Dankie. ek seker sy het 'n klas waar sy geroep kon word. Interatomiese kragte gaan oor die kragte tussen twee atome. Elmien, noem vir my een. Wat se tussen watter twee atome? Nee, tussen wat se twee atome? Geef vir my twee atome, random elemente. Fluor en chloor en lithium. Chloor is 'n nie-metaal en lithium is 'n metaal. So wat se tipe binding gaan dit wees? 'n ioniese binding. Dus 'n voorbeeld, ioniese binding. Miriam, van wat se ander binding weet jy? Amper kovalent, uitstekend. Kovalente binding. Dis alles tussen twee atome. Nee. En wat het jy gebruik om uit te figure of hulle kovalent of ionies is? Jy kan metaal, nie metaal of elektronegativiteit, nee. Is hy nie polêr kovalent, is hy polêr kovalent, sterk polêr of swak polêr kovalent. En as hy dan nou bo 2.1 is, dan het jy die ioniese bindings. En die derde een, as iemand nie hulle handboek gebruik nie. Ja, Eldai, gee vir ons die derde een. By jou elmboog. Daar's 'n mooi prentjie.
Kyk na die 3 prentjies, wat sien het ons nog nie? Kovalente. Ons het kovalent. Ja, so dink julle ek kan dit hier byskryf. Kovalent is tussen 'n nie-metaal en 'n nie-metaal. 'n Metaalbinding is tussen 'n metaal en 'n metaal. En 'n ioniese binding? Dit is vir my eenvoudig genoeg. Jy kan hom vasmaak in die venster of OK, so daar's die 3 interatomiese kragte. Kovalent, ons deel elektrone, ionies, daar's boelie gedrag, die een vat die elektrone. En by metaalbinding, daai kompleks, al die huisies, al die kinders speel lekker rond, nee, gedelokaliseerde elektrone. Nee. So met 'n metaalbinding, stroombane, by stroombane werk ons vat 'n elektriese stroom deur metaal, koper, nikroomdraad, enige van daai. Hoekom? Want die metale, gewoonlik 'n alloy, brons, koper, nikroom, hulle het hierdie spesifieke struktuur waarin die atome gepak is. En die elektrone beweeg meeste van die tyd net daar rond. Dis kom ek dit vergelyk met 'n kompleks. Ek was net nou baie lelik en het gesê kovalent is soos 'n maanpa en 2 kinders en almal kan met almal kuier en hulle deel mekaar se spasie mooi. Maar dan partykeer skei die maanpa en die ma sê jy sal nie weer na jou kind kyk nie. En dan het jy 'n ioniese binding waar die pa het 'n kind gehad, maar nou sit die ma iewers anders met die kind, baie boelie. En die kind is weg. Elektron word nie meer gedeel nie. En dan die metaalbinding. Die metaalbinding is soos wanneer ons 'n klaspartytjie hou. Almal bring hulle kos. En almal sit dit oral neer. En almal kan rondloop en van dit eet. En iemand van buite af, daai jong man wat nou lewens het, kan inkom en kom vat. Dis wat ons doen met sonpanele. So, daar's jou 3 interatomies. Interatomiese kragte is baie sterk. Jy gaan nie sommer die interatomiese kragte van staal of van klei, waarmee speel jy? Kan breek nie. Kovalente binding tussen water, of is dit ionies? Ons het 'n kovalente binding hierso tussen CH4. Nee? Ja? 'n CH4, wat 'n kovalent? Maak 'n nie-polêre binding. Dis net 2 suurstowwe, nê? Nee? Of 2 waterstowwe. Ja, hulle moet altyd dieselfde hê. So kom ons maak hom so bietjie swak, kovalent, polêr. Kom ons vat 'n CNA. Nee, hierso, hulle deel die elektrone. Niemand vat nie, niemand is te lelik nie. En ons verwys na daai kragte tussen die koolstof en die waterstof atoom. Baie sterk. Interatomies, minder sterk. Kan ek in groen. Interatomiese kragte is baie sterk. Baie sterk. Baie sterker as, ja, dis 'n uitstekende opmerking, intermolekulêr. Molekulêr. Ek is nou, my brein is nou op die volgende paragraaf. Intermolekulêre kragte. Dankie. Interatomiese kragte is sterker. Waar's rooi? Is sterker. Baie sterker as intermolekulêre kragte.
Kovalente bindings is dis 'n sterk binding. Ioniese bindings is dalk sterker want die ion word gevat. Metaalbindings, ek weet nie, ons worry nie te veel in graad 11 en 12 oor metaalbindings nie. Intermolekulêre kragte is swakker. Jy mag nie in 'n chemievraestel skryf swakste, sterkste nie. Ek gaan daai twee woorde hierso sit. Swakste en sterkste, as ek dit kan skryf. Daai twee woorde mag jy nie gebruik nie, want alles is relatief. Alles is relatief. Ons gaan nie in die oortreffende trap praat nie. Net relatief tot mekaar. Okay, so wat is intermolekulêre kragte? Dis die kragte tussen molekules. Kom ons begin met 'n eenvoudige. Is dit nodig om dit daar te skryf? Ja. Ja. So kom ons begin deur te sê watter molekules is polêr. Dit is waar die molekuul polêr is. So jy moet kyk na die molekulêre vorm. Kom ek sin sommer nie polêr hierso, dan kan ons hulle invul. Lani, gee vir my enige molekuul wat Ja. Wat se goed sien jy hiervoor? Geef my enige een van daai's wat vir jou, wat jy weet wat dit is. Ons het sure gebruik daar. Noem 'n suur. Soutsuur. Soutsuur is HCl. HCl is 'n polêre molekuul. Jy het 'n H en jy het 'n Cl. Die kloor gaan die elektron 'n bietjie nader na hom toe trek. En dan het hy alleenpare, so hy's definitief polêr. Nog 'n molekuul. Jy? Elrie. Maak nie saak nie. Swaalsuur, ja. Maar dis 'n julle wil nie swaalsuur teken nie, nê? H2SO4. Dit gaan 'n vreeslike ding. So gee iets makliker. Ammoniak. Ammoniak. Nog een? Iemand? Is hier altyd Dit sal interessant wees om te kyk. Ja, dink sure is meeste van die sure wat ek kan dink is polêr. Wat is NO4 is die ammonium ion. Ja. CH4. CH4 is nie polêr nie. C is in die middel 4 waterstowwe. Kan ek sommer H2 vat? 2 waterstowwe of 2 suurstowwe. Kom ons maak 'n polêre, ons het vir C HCl. Wat het ons net nog gehad? CO2. Waar pas CO2? Koolstofdioksied. Hy's nie polêr, ja, want hy's 'n lineêr met die 2 suurstowwe aan die kant wat albei 'n bietjie meer negatief is. Water is polêr, so ons kan water hierbo sit. So dis baie belangrik, voordat jy kyk na die intermolekulêre kragte, moet jy weet of hierdie molekules polêr is of nie polêr. As jy dit nie weet nie, dan kan jy nie verder gaan nie. So daai is baie belangrik. Kom ons kyk nou watter tipe molekules intermolekulêre kragte is daar. Die eerste ene, die maklikste ene, nie volgens die handboek nie, is Londenkragte. Hierdie is die soorte intermolekulêre kragte. Londenkragte. Londenkragte is tussen 'n nie polêr en 'n nie polêre molekuul. En kan ons suurstof
vat as voorbeeld. Dit was nog soos deel van die intermolekulêre kragte. Ja, ja, al wat ons gaan doen hierdie periode is intermolekulêre kragte. Is dit actually Londenkragte? Ja, hy het 'n hele paar ander name. As jy te veel ink het, kan jy geïndiseerde dipoolkragte skryf. Nee. Daar is 'n ander naam ook, Londen. Maar om een of ander rede kan ek hom nie onthou vanoggend nie. Maar Londen werk. Londenkragte. Al hierdie kragte is van 'n wals. Die oomie wat hierdie goeters ontdek het, was meneer Van der Waal. Is dit die woord wat jy gesoek het? Meneer Van der Waals, daar in Europa, het Van der Waals het die verskillende kragte tussen molekules het hy bietjie ondersoek en toe het hy gesien, as jy twee nie-polêre molekules vat, dan is daar 'n krag tussen hulle. Ek het nou twee suurstowwe daar, so kom ek vat hierdie treetjies. So, daar is my suurstofmolekuul. Ons sal kyk hoe maak ons die video vir die eksamen, dat mense hierdie kan sien. Twee suurstofmolekules. Nou die idee is, jy weet hoe lyk 'n suurstofmolekuul se loosstruktuur, né? Hy het 'n dubbelbinding in die middel. En dan het hy twee elektrone, alleenpare, daar is 'n alleenpaar, hier is 'n alleenpaar, daar en hier. Maar dis net 'n baie eenvoudige manier om dit voor te stel. Eintlik beweeg die elektrone mos die hele tyd. Hulle is nie in sulke bane, ronde bane, of in ons energievlakke soos met die SP-notasie en die Alf-Bell-diagramme, né? Daai goeters sê vir ons, waar sal ons heel waarskynlik die elektrone kry? Maar in werklikheid beweeg hulle die hele tyd rond. So, kyk nou gou mooi, kom ek kyk of ek dit met 'n koutjie kan doen. So nou het ons gesê, hier is twee elektrone wat bind met daai twee elektrone, en dan vermoed ons, as ons na ons loosdiagram kyk, dat die ander twee so gaan lyk. En hierdie twee daarso en daarso. Dis ons loos sal lyk. Maar hierdie goeters beweeg die hele tyd rond, so waar hy op hierdie stadium nie polêr is. As hierdie elektrone nou skielik bietjie meer aan hierdie kant is op pad om van die ander kant, dan kan hier 'n tydelike dipool, hy kan effens positief hier raak, omdat daai elektrone iewers by die winkel is. Hulle is besig om te beweeg. Enige plek hier kan daar, omdat die elektrone die hele tyd beweeg, 'n bietjie 'n positiewe gap ontstaan, millisekondes, verander die hele tyd. En nou kom hierdie ander suurstof hier naby en hy is negatief. En hy kom en hier is nou so 'n bietjie positief, né? Nou gaan die positief en die negatief mekaar aantrek. So hier ontstaan so 'n bietjie meer negatief, want die positief trek aan. Onthou, split second. So hier is 'n geïndiseerde dipool. Baie tydelik. En daarom is hier die intermolekulêre krag wat vorm baie swak, swakker as die ander, en tydelik. Oeps, daar kom elektrone terug. Nee, stel nie meer belang nie. Die molekules draai in die ronde. Is dit 'n vaste stof, nê? Suurstofblokkie. Waar hulle regtig stil staan, is dit 'n vloeistof wat hulle net so beweeg, of is dit 'n gas, nê, wat randomly kan beweeg? Dit gaan 'n verskil maak. Maar jy het hierdie twee nie-polêre molekules wat, omdat die elektrone beweeg, met tye 'n stukkie positief het, wat van die ander, nê, twee molekules van die ander een se negatief aantrek. Swak kragte, baie tydelik. Londenkragte. Die volgende opsie wat ons kan hê, is as ons 'n polêre molekuul vat. So, sy naam, kom ek sit hierdie ander enetjie net tussenin. OK.
hou nie van hom nie. Geïndiseerde dipool. En ek het gesê ek wil dit so skryf. Dipool Is dit die ander naam vir die Londen? Nee, dis 'n volgende krag, geïndiseerde dipool. Hierdie ouetjie ontstaan tussen 'n polêr wat 'n dipool het en 'n nie-polêr. En jy sal op die eksamenriglyn sien, ek het hom nie geonderstreep nie, hy is definitief nie so belangrik nie, want hierdie sal wees tussen iets soos, kom ons sê water en suurstof. Dit sal wees tussen 'n polêre molekuul en 'n nie-polêre molekuul. En ons doen dit selde. Wat ons vir jou sê, jy het 'n mengsel van water en suurstof. Nou het jy hierdie ouetjie, hy's polêr. Hierdie kant is negatief, daai kant is positief. Hier het hy gedeeltelik, nee, hy's mooi simmetries eintlik, maar nou gaan die elektrone bietjie weg. Nou is dit so bietjie positief, nou kom hierdie ene nader. So geïndiseerde, omdat die elektrone beweeg, is daar tydelike, bietjie meer positief, en dit kan die negatiewe kant aantrek, of hier's nou baie elektrone skielik daar, en dan trek hy die waterstofatoom aan, nee. Maar ons meng selde. As ons hierdie vraag vir jou vra, dan vra ons, as jy 'n mengsel het van suurstof, wat se kragte is daar? Of, as jy 'n mengsel het van HCl, wat se kragte is daar? Dis kom ek hom nie onderstreep het nie, weet hy's daar, hy bestaan, maar dit gaan wees tussen twee verskillende molekules. Ja? Dus wanneer die molekules en atome wat ons met leer, dit gaan altyd baie uitgevra word, nee? So ons gaan dit op hulle polêr. Ja, jy moet weet of hulle polêr of nie polêr is. Dipool, kragte. Hierdie sal wees tussen 'n polêr en 'n polêre molekuul. Polêr plus 'n polêr. Dis 'n dipool krag. So ons hou van Londen, ons hou van dipool. Daai tweede ene hou ons nie van nie, want ons meng nie die goed nie. En nou het ek ek gaan dit HCl's maak. HCl. 'n HCl molekuul, 'n kloor en 'n waterstof, kom ons sit hom so om, kloor en waterstof. Die kloor is baie meer elektronegatief. Die waterstof se elektron is baie sterk na hom toe aangetrek. So hier het jy 'n definitiewe positief, gedeeltelik positief, en hierdie kant het jy definitief 'n gedeeltelike negatief. So soos wat hierdie HCl nou beweeg in my houer. Nee, waar is my HCl? Hierdie ouetjie. Hier is HCl oplossing. Soos wat hulle daar rond beweeg, gaan die positief en die negatief met tye bymekaar kom, en nou is daar genoeg energie en dan breek dit 'n bietjie, en dan kom daai twee bymekaar en 'n ander ene is hier. So dis die krag tussen twee molekules. Daar is 'n negatief en 'n positief. So hulle wonder nie hoe hulle kan bind nie. Ek hoef niks te indiseer nie. Daar is klaar 'n positief en 'n negatief. By Londenkragte, as al twee nie-polêr is, moet die elektrone skuif en tydelike dipooltjies maak om die molekules te laat voel asof hulle aan mekaar vassit. Maar hierson kan hulle mooi naby mekaar kom. Die krag is sterker. Sterker as Londenkragte. Heel wat sterker. Dis nie, daai is 1 kilojoule per mol en hierdie is 2 kilojoules per mol nie, nee. Dis sommer 21. Dis 'n groot verskil. So hier is my die kragte wat ons kry tussen die positiewe en negatiewe kant is dipoolkragte, en hulle is sterker. En is regtig al wat jy moet weet. Nou kry jy spesiale dipoolkragte, en ons noem hulle waterstofbindings. Waterstofbindings,
heeltemal 'n nuwe een, maar dis 'n dipol, waterstofbindings, kragte, waterstofkragte, waterstofbindings. Dis weer tussen 'n polêr en 'n polêr, maar spesiale polêr oudjies. Ek gaan dit in rooi byskryf. Want nou soek jy 'n binding wat 'n H het en 'n stikstof, suurstof, fluor. H plus NOF. So HCl sal nie kan werk nie. Watter molekules ken julle wat bestaan uit 'n waterstof en 'n stikstof? En H3. Ammoniak. Nee, Eben. Nog een, gee vir my 'n binding tussen 'n waterstof en 'n suurstof. Binding tussen 'n H en 'n F. Nee. Waterstoffluoried. As ek moet raai. So, kom ons maak gou 'n water. Hierdie was suurstof met 2 waterstoffe, ja. Hierdie is die molekules waarmee ons gaan werk. Okay? Want hierdie molekules het 'n H en 'n N. Goed. Maar onthou ons werk met molekules wat aan mekaar, wat naby mekaar wil kom. So die binding gaan nie daar binne wees nie, daar is interatomies. Ons sal nog 'n watermolekuul wil hê. En ek vat hom want hy is makliker as die NH3. So hier is nog 'n water. Kan die 2 waters net bietjie dieselfde lyk? Nee, kyk net gou. Hierdie 2 gaan so bind. Daai waterstof gaan met hierdie suurstof. Of hierdie suurstof gaan met daai waterstof. Of hierdie suurstof gaan met daai waterstof. Laat vir asseblief gou alle leerders wat buskaartjies. So net voordat ons klaarmaak. So hier is hoe die prentjie op bladsy 40 lyk in jou handboek met die watermolekuul en daai H gaan 'n intermolekulêre krag maak met die suurstof en hierdie suurstof met daai waterstof en hierdie waterstof met daai suurstof. So dis die verskillende molekules se atome, hierdie molekuul se positiewe atoom wat aangetrek word na hierdie molekuul se negatief. Nie positief en negatiewe atome nie, maar hy het 'n gedeeltelik positiwiteit en hierdie een het 'n gedeeltelik negativiteit. As ek praat van suiwer positiewe en 'n negatiewe kant, dan gaan dit ionies wees. En dit sal ons môre bysit.